As jy meganies aangelê is en die bril van 'n engine jou hare sommer laat reis van lekker kry, is jy in vir 'n bederf. Die Stadtruim Engine Museum in die Oos-Kaap het 'n skatkis van die getroue werkesels wat oor die afgelope 100 jaar diens gedoen het. Ons het gaan kyk en luister. Dit het als begin by 'n elektriesien wat op Stadtruim kom aftree het. Maar toe hy eers sy hande op 'n engine uit die goeie ou dae lê en hy besef dat daar baie van hierdie historiese wonders verlore gaan, was die koel deur die kerk. Een engine lei na 'n tweede een. Nog manne raak begeesterd en vandag is hier 147 engines, waarvan baie waarskynlik op skrootwerwe sou opeindig. Hester, jy's van die historiese vereniging van Stadtruim, maar julle en die Engine Museum val nou onder een sambreel. Dis reg, ja, ons was altyd twee aparte entiteite, maar toe omdat die ledetal so verminder het ons in 2024 besluit, ons smel die twee saam en ons val nou onder een sambreel. So ek is 'n lid van die Engine Club ook. Nou, vertel my 'n bietjie meer van Randstaakie en hoe die Engine Museum begin het. Randstaakie was 'n elektriesien van Oos-London. Hy was ook 'n motorfiets entoesias. En toe het hy kom aftree in Stadtruim. En in 1993 het die idee vir 'n Engine Museum die eerste keer ontstaan by die historiese vereniging se vergadering. En toe in 1995 het ons die stuk grond teen 'n billike prys gekoop en toe die bouwerk begin. Dit was 'n klein begin, min engines, maar gelukkig vir die hele Engine Museum het ons baie skenkings gekry. En so gepraat van skenkings, baie van die engines is aangestuur van engines wat op pad skrootwerwe toe was, van plase af. Waar oral kom die engines vandaan? Baie van hulle is van plaaslik, maar van hulle kom ook verder af soos Multino of Port Elford of Port Elizabeth. Ons het van hulle by munisipaliteite gekry en van hulle het ons van die boere af verkry. Hulle het die engines op die plase gehad en toe die elektrisiteit aangelê is, toe was daar nie meer 'n nut vir die engines nie. En die naam Listerlyn wat hier buite vir die paadjie genoem is, dit is duidelik iets wat jy nie op jou GPS gaan vind nie. Nee, ongelukkig nie. So as ons vir die mense verduidelik waar dit is, moet ons maar altyd sê, moenie op die GPS kyk nie. Dis omdat ons so baie Lister engines het. Toe lank terug het hulle dit sommer Listerlyn begin noem. Op 19 Oktober 1996 begin die engines vir die eerste keer brul. 44 van die 147 engines dreun steeds. Brian Beard is een van 3 kundige manne wat steeds die engines laat rammel. Brian, jy is al van 2017 deel van die museum se kranige mechanics. Hoe het dit gebeur dat jy hier betrokke geraak het? Het kom van kleins af. My pa was 'n motorwerktuigkundige en ek het baie gehelp en geleer en op my eie voertuie en motorfietsse gewerk. Dit moet seker lekker voel as jy aan engines werk. Oud, bietjie uitmekaar en as jy so begin en dan op die ou en dan staan hulle daar nuut en lyk asof hulle net so uit die fabriek uitgekom het. Die paar wat ek op verwerk het, jy weet nie of dit gaan staat of nie en ons sukkel partykeer vir weke en dan kom jy dan aan die hardloop en ons vind baie plesier daaruit om te sien dat hy werk. Jy was op 'n tyd 'n groot spannetjie van julle wat aan hierdie engines gewerk het, maar nou is julle net 3. Toe ek hier begin was daar 6 van ons en stadig maar seker is van hulle oorlede, een is weg. So daar is nou net 3 van ons wat oorbly om te sien dat die engines bly loop. Nou watter tipe engines is hier alles? Daar's verskeidenheid, maar basies is dit vaste engines. In ander woorde, engines wat vasgebou is en wat ander toerusting gedryf het, soos waterpompe en kragopwekkers. Maar stadig oor die jare het ons ander engines ingekry. Die Strahler engine van 'n vliegtuig is aan ons gedoneer en die Stellenbosch Universiteit het 'n ander Strahler engine vir ons gedoneer en Mercedes het een van hulle nuwe engines doneer en stadig maar seker het ander engines ingekom. Hierdie engine is die oudste en dateer uit 1905. Hy hardloop op parafien en is gebruik om water te pomp. Hester, verduidelik my 'n bietjie meer van hierdie pragtige ou engine. Hy het al die pad van New York gekom in Amerika tot by Oos-London. Van daar af is hy met die trein en met die ossewa gesleep tot by die Swartkei rivier waar hy sy lewe lank gestaan het om water te voorsien. En nou is hy hier en ons gaan hom in die gang kry.
Daar's hy. Die museum is Dinsdae en Donderdae oop vir besoekers en eenmal 'n jaar word 'n groot opendag gehou wat hordes engine-entoesiaste van heinde en verre lok. Elma, wat beteken 'n museum soos hierdie? Vir my gaan dit natuurlik eerstens oor die bewaring van die geskiedenis. Dat ons weet waar ons vandaan kom en hoe ons is waar ons vandag is. 'n Hele te oop dag. Ja, ons het hier by die 24ste September het ons gewoonlik 'n oop dag waar die engines, die wat daai dag wil loop en kan loop, sal loop. Julle kry ook besoekers van oorsee. Ja, hulle is bietjie min, maar hier was al gewees hier van VSA, Verenigde Koninkryk tot Servië, sien ek in die boek. Hoe kan 'n mens 'n lid raak van die historiese vereniging hier op Stad-Ruim en wat beteken dit om 'n lid te wees? Ons het 'n baie lae fooi wat jy betaal en dan doen ons lekker kuiertjies hier op die maandag as jy ons hier is. Ons hou vasvra. Jy weet, ons doen lekker dinge, ons maak ons geskiedenis interessant. Wat is die stand van die museum tans? En ons is baie positief oor die toekoms. Ons het so 'n paar jong nuwe lede, maar ons is ook bekommerd. Ons moet nuwe lede kry. Jong mense wat belangstel in ingenieurswese of meganika, iemand wat positief is oor geskiedenis en ietsie opbouend vir homself wil doen. Nee, hulle moet kom. Hulle is almal welkom. Het jy 'n gunsteling hierso? Die Allen engine. Hy is 'n 1928 model en hy het al die pad gekom van Engeland. Hy was gebruik in Maltino dorp as die kragopwekker vir die dorp. Ons het dit in so 2012 hier gekry van Maltino af. Hy is 'n twee-silinder engine. En dit vat seker 'n rukkie om hom aan die gang te kry dan. Ons moet hom oppomp tot 'n redelike hoë druk van omtrent 18 bar. En ook hy moet warm gemaak word vir so 8 minute dat die hot bulbs bo warm is. Dan sal hy hopelik start. Hoekom sou jy sê is dit belangrik dat 'n mens hierdie museum en hierdie engines bewaar? As hierdie engine museum moet toemaak, gaan hierdie geskrap word en hulle sal nooit weer gesien kan word nie. So dit is vir ons baie belangrik dat ons die museum oop hou en mense laat kom sien wat gebeur het in die ou dae. Die feit dat die straat voor die museum informeel herdoop is na Listerlyn, gee iets weg van die totale toegewydheid van die loyale lede van die Stad-Ruim Engine Museum. Mag die Listers hier lustig en luid voorttree.